Julle ken mos vir my, nee. My naam is Oom Louis en ek gaan so 'n paar vir die volgende 5 weke vir julle elke week 'n kort boodskapie bring. Net om vir julle ook in hierdie tyd wat ons nou lockdown is, en by die huis moet bly, ook 'n bietjie kerk te gee. Gaan nie lank wees nie, maar elke keer gaan dit 'n lekker interessante geselsie wees. En ek wil begin deur daar te sê, praat van 'n teksie daar in die Bybel in Matteus 7 vers 21 staan daar: nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die Here ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nou, Jesus was op pad Jerusalem toe en toe van die mense om vra, Here, maar is die mense wat nou hemel toe gaan min? En toe het hy op 'n ander plek gesê, ja, dit is, want net die wat regtig hard probeer om in die hemel te kom, sal hemel toe gaan. Nou, ons weet dat ons gaan hemel toe wanneer ons vir Jesus in ons hart neem, nee. Maar dan moet ons ook groei, want nie almal wat sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van God ingaan nie. Want wanneer ek ook groei as 'n kind van die Here, is dit 'n bewys dat ek hom wel in my hart het. As ek nie groei as 'n kind van die Here nie, dan sê dit eintlik net dat Jesus is nie regtig in my hart nie. Nou, of ons nou groot is of klein is of oud is of jonk is, of ons nou predikante is of glad nie is nie, almal van ons moet 5 goeders doen om te kan groei. En op die manier wys ons dat ons kinders van die Here is. Ergens anders in die Bybel staan daar ook, julle moet hard probeer om ook julle verlossing uit te werk. Met ander woorde, julle moet vir die mense kan wys, julle is kinders van die Here. En daar is 5 goed wat ons moet doen, almal van ons. Maak nie saak wie ons is nie. Ons moet 5 goed doen. Nommer 1, ons moet die Bybel lees. Nommer 2, ons moet bid. Nommer 3, ons moet gehoorsaam wees aan wat die Bybel sê. Ons moet luister wat die Here sê. Nommer 4, ons moet getuig, ons moet vir ander mense vertel van Jesus. En nommer 5, ons moet by die kerk uitkom, ons moet deel van die kerk van Jesus wees. En as ons hierdie 5 goeders doen, almal van ons, dan sal ons groei en sal mense meer en meer vir Jesus sien in ons lewe en hoor van ons lewe. So, vanaand is dit die heel eerste boodskapie en dit gaan oor die Bybel. Almal van ons moet die Bybel lees. Nou daar in Joshua 1 vers 8, oor in die begin van die Bybel, staan daar, waar sê ek nou? Joshua 1 vers 8 staan daar, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. So die Here sê, hierdie Bybel moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. So, ek wil gou 'n kompetisietjie met julle aangaan. Kom ons kyk wie wen. Kry gou 'n Bybel. Kry gou 'n Bybel. Mamma se pa of pa se Bybel, maar kry gou 'n Bybel. Ek is seker jy sal, mamma en pappa kan help daarmee. So, ons het kompetisie. Kom ons kyk wie kan eerste in sy of haar Bybel die boek Genesis skryf. Terwyl julle soek, gaan ek ook soek. Dis heel voor in die Bybel, heel eerste boek in die Bybel. Het julle hom? Oké. Dan wen julle vir my. Goed, gee my nog 'n kans. Kom ons kyk, wie van ons kan die middelste boek van die Bybel kry? Dis Psalms. Dis heel in die middel van die Bybel is daar Psalms. Het julle, ek sukkel om, julle het my alweer gewen seker. Oké, gee my nog 'n kans. Laaste kans. Die laaste boek in die Bybel is Openbaring. Kom ons kyk ook. Wie kry hom? Openbaring is die laaste boek in die Bybel. Ek is seker julle dit weer gekry voor my. Weet julle hoekom wen julle my elke keer? Omdat my Bybel heeltemal leeg is. Daar's niks in my Bybel. Nie eers een woord nie, nie eers een prentjie nie, niks nie. My Bybel is heeltemal leeg. Nou weet julle wat? Baie mense
Al gaan hulle kerk toe, se Bybels is soos hierdie ene heeltemal leeg. Want hulle lees dit nie, hulle leer dit nie, hulle oordink dit nie, hulle glo dit nie en hulle gehoorsaam dit nie. Dis wat ek en jy moet doen. Hoe sal ek nou weet wat ek moet doen as ek nie die Bybel lees nie? Hoe sal ek nou weet as ek dit nie glo nie, as ek dit nie leer nie, as ek dit nie gehoorsaam nie? Joshua 1:8 sê, jy moet hierdie wetboek van die Here oordink dag en nag en sorg dat jy alles doen wat daar geskryf staan, dan sal jy voorspoedig wees. Kom ons bid gou saam. Vra ons vir Jesus om vir ons te help daarmee. Here Jesus, baie, baie dankie vir die Bybel en dat ons daarin kan lees hoe U wil dat ons moet lewe elke dag. Help ons asseblief dat ons gereeld elke dag 'n tydjie maak om uit U Bybel uit te lees, om dit te leer, al leer ek net 1 versie in 'n week, om dit te oordink, te glo en gehoorsaam. Amen.